Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me,
question. Only God knows why. Familie en vriende, baie welkom hier in Reddinghuis Gemeente en Reddinghuis Kerk, al is dit nou so onder hierdie omstandighede. Ek wil graag hê ons moet begin met gebed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons selfs onder sulke omstandighede vandag bymekaar kan kom om 'n lewe te herdenk. Here, hoe bevoorreg was ons nie gewees om so 'n lewe te sien leef, Here. Here God, ek vra dat U asseblief saam met die familie sal gaan vandag. Here, dat U hulle trooster sal wees. Dat U vir hulle ook, al voel dit nie nou so nie, hoop sal gee vir die toekoms. Here God, ons dra vandag ook op aan U. Here, alles wat ons het, behoort aan U, selfs ons lewe, Here. Here, daarvoor kan ons U dank. Here, met harte wat seer is en waar al op 'n stukkie leemte is, Here, gaan met hulle. Here, vul hulle weer met U vreugde, wanneer die tyd weer reg is. Maar Here, wees ook saam met hulle in hierdie treurig proses. In U naam alleen. Amen. Liewe gemeente, liewe familie en vriende, ek wil graag vir die familie kans gee om ons herinneringskaars aan te steek. Dis wat ek het vir julle doen. Geliefdes, met hierdie kers dink ons aan 'n Koenraad wat so uitgestaan het ook in hierdie gemeenskap, wat self ook koster was hier in hierdie gemeente. Liewe gemeente, vriende en familie, ons dink ook hoe Christus se lig deur Oom Koenraad gewerk het. Vanuit dit wat ek kon hoor, kon baie mense daai lig sien. Hierdie kers is nie net herdenkingskers aan Koenraad nie, maar is ook herdenking aan hoe God deur Koenraad gewerk het. Liewe gemeente, ek moet my plek weer hier kry. Met 'n begrafnis het ons die tradisie ook om die formulier te lees. Hierdie formulier is nie net leefwoorde nie, maar dit is so ontwerp om vir die mense wat agterbly hoop te gee. En ek wil dit graag vir ons lees. Oom Koenraad is deur die dood van ons al weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense nie. Geen hoop nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en dit bring pyn. Tog gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het, en sodat ons ook saam met hom opgewek kan word. Daarom sê Paulus ook, as ons lewe,
leef ons ter eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En mag ons werklik dit onthou, dat vir 'n gelowige is hierdie nie die einde nie. Daar lê soveel meer nog vir ons voor. Familie en vriende, die familie het ook gevra dat ons lied 464, O Heer my God, sal sing. Ek gaan nou vra dat ons staan vir die wat kan, en dan sing ons hierdie lied saam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, u sorg vir klein, vir groot, vir alles. En u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele schepping klink dit saam. Hoe heerlijk Heer, u grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag word. En kom u weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkomen met u eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele schepping klink dit saam. O heerlijk Heer, u grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele schepping klink dit saam. Hoe heerlijk Heer, u grote naam. Dankie familie en vriende. Ek dink die familie het uitstekende keuse gemaak met die liedere ook. Want dit bevestig so wat ons nou net in die formulier gelees het ook. Daar is hoop en die Here gaan weer terugkom. En ons gaan weer verenig word met geliefdes.
hierdie is nie die einde nie. Die dood het nie die oorwinning nie. En daarom kan ons ook as gelowiges anders te kyk na die dood. Al maak dit so seer, kan ons anders te kyk. Ek wil ook baie sterkte sê vir die familie, vir julle as familie, en ek hoor oom Konrad se broers en susters is ook aan hier so vandag. Baie sterkte vir julle. Ons staan saam met julle in gebed en dit is altyd so, as een liggaam of een deel van die liggaam seer kry, dan voel die hele liggaam dit. En daarom asseblief vir julle ook baie sterkte. En ek weet ook die kerkraad staan saam met jou en jou gesin daarin. Sterkte vir julle en ons meegevoel is saam met julle. Ons teksgedeelte vir vandag is Lukas 6 vers 43 tot 45. En hier is my ook so 'n mooi stuk, want dit pas so mooi in by die liedere en by dit wat ons ook in die formulier gelees het. En daarom wil ek dit graag vir ons lees en ietsie sê daaroor. 'n Boom word aan sy vrug geken. Dit is nie die goeie boom wat slegte vrug dra nie, en ook nie die slegte boom wat goeie vrug dra nie. Elke boom word aan sy eie vrug geken. Van die doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Vandag sit ons hierso in die stilte van afskeid. 'n Lewe wat vir ons kosbaar was, het tot 'n einde gekom. Daar is 'n leë plekkie. 'n Plekkie by die tafel dalk, 'n leë plekkie in die huis dalk, 'n leë plekkie in die hart dalk. Die dood bring altyd 'n skerp stilte. 'n Stilte waarin ons terugkyk, nadink en ook vra, wat bly oor van 'n mens se lewe? Wat tel regtig aan die einde? En Jesus antwoord daai vraag vir ons in Lukas 6. Elke boom word aan sy eie vrug geken. Aan die einde van 'n lewe moet ons nie kyk na hoeveel iemand besit het nie, of hoe bekend hulle was nie. Ons wil eerder kyk na die vrug, die tekens van lewe, liefde en geloof. Ons kyk na die spore van Christus in daardie persoon se lewe, in oom Konrad se lewe. Jesus gebruik 'n eenvoudige beeld, 'n boom, en hy sê, dit is nie die goeie boom wat slegte vrug dra nie. In ons klimaat en hoe ons ook bome ken, sien ons baie keer hoe bome oor jare groei en groter word. Jy sien hom nie elke liewe dag groei nie, maar as jy terugkyk in tyd, dan kan jy werklik sien hoeveel dat boom gegroei het. Stadig, maar seker, seisoen vir seisoen, dan bring hy vrugte voort ook. So groei 'n mens se lewe ook. Stadig, deur verskillende seisoene, vreugde, deur pyn, en die lig en die donker. Die belangrike vraag is nie hoeveel takke of blare daar is nie, maar waar die wortels lê. 'n Boom wat in droë grond staan, sal vinnig verdor, maar 'n boom wat diep gewortel is, en diep wortel skiet, groei. Naby water groei hy, en bring hy ook lewe voort. Psalm 1 beskryf dit baie mooi. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat sy vrugte gee op die regte tyd. En vir ons as gelowiges beteken dit, wanneer ons wortels diep in Christus
geplant is en in Christus lê, wanneer ons in sy woord staan, sy liefde en sy genade leef, dan groei ons goeie vrugte van self. Natuurlijk kom dit voor. Christus is die ware lewe in elkeen van ons. Ons sê dit duideliker. Uit onsself kan ons nie goeie vrugte dra nie. Ons probeer soms mooi lewe, sag praat, reg doen, maar as Christus nie in ons is nie, en nie deur ons leef nie, bly dit net leë pogings. Net hy kan lewe gee aan dooie hout. Net hy maak 'n dorre tak weer groen. Jesus sê in Johannes 15, ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En dit is die geheim van vrugbare lewe, van 'n vrugbare lewe. Nie menslike krag nie, maar 'n lewe wat deur Christus self gevul word. Wanneer jy sy liefde sien en voel en wanneer sy liefde deur ons loop, begin daar iets anderste in ons. Dinge verander. Vergifnis, vrede, geduld, begin van self groei. Dis nie dinge wat ons net optower nie. Dis tekens van sy lewe in elkeen van ons. En wanneer ons vandag na Oom Koenraad se lewe kyk, sien ons nie 'n volmaakte persoon nie, maar ons sien goeie vrug. Klein en groot, soms opvallend, maar eg. Ek het deur verskillende mense nou al getuienisse gehoor van Oom Koenraad. En vanuit wat ek verstaan, kan hy soms 'n moeilike oom wees. Dis die bynaam. Maar ek het wel ook gehoor hoe almal getuig het van Oom Koenraad wat altyd bereid was om te help, veral deur in nood. Ons sien liefde wat uitgedeel is. Selfs wanneer dinge moeilik was, moeilik gegaan het. En dis hierdie dinge wat die Here raak sien ook. Want die wêreld kyk na prestasie en sukses, maar God kyk na die hart, na die vrug van die Gees wat hy self daar geplant het. En as ons eerlik kyk, sien ons, ja, daar was vrug. Ons sien dit in kinders, ons sien dit in kleinkinders. Nie omdat Oom Koenraad volmaak was nie, maar omdat Christus getrou is. Soos 'n boom se vrugte saad bevat, wat weer nuwe lewe voortbring, sodat hierdie vrug iets agter, herinneringe, inspirasie, geloof wat in ander aangesteek is. En dis hoe God werk. Hy gebruik gewone mense om sy vrugte in die wêreld te versprei. Die einde van 'n lewe is nie die einde van vrug nie. Vandag voel dit vir ons asof alles stil staan. Maar die waarheid is, die lewe wat in Christus gewortel is, hou nooit op nie. Jesus sê in Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Vir ons bly die roepstem van Christus dieselfde. Bly in my, dan sal jy baie vrug dra. Maar die beste manier om iemand se lewe te eer, is om voort te leef in dieselfde geloof. Om self dieper gewortel te wees in Christus, sodat die wêreld aan ons kan sien dat God leef en dat daar hoop is na hierdie lewe. Begrafnis herinner ons daaraan dat elke mens se tyd
beperk is. Maar vir elkeen wat glo, is daar hoop. Christus het die dood oorwin. Hy het kruis, die doodshout, verander in 'n boom van lewe. En aan daardie boom hang vrugte van vergifnis en genade en 'n nuwe begin. As jy vandag hier sit met 'n hart wat dalk leeg voel, daar is troos vir jou en vir elkeen van ons in hierdie uitnodiging. Wortel jouself in Christus. Laat sy woord en sy gees jou voed. Laat jou lewe vol van sy goedheid getuig. Sodat daar in jou hart ook vrug kan groei, wat vir ewig kan hou. Maar dit kom voort in jou kinders, jou kleinkinders, die mense wat jy aanraak. Dit is nie die einde van die storie nie. Waar Christus is daar lewe. Lewe nou en lewe vir altyd. En geliefdes, ons sê vandag dankie vir die Here, vir 'n lewe wat sy vrug gedra het. Dankie vir die spore van u teenwoordigheid wat ons in hom Koenraad gesien het. En dankie dat u die een is wat lewe gee, selfs deur die dood heen. Mag ons self leer om te leef met wortels diep in Christus, 'n hart vol liefde en met hande wat vrug dra tot eer van sy naam. En wanneer ons eendag self by hierdie grens kom, mag daar dan in ons lewens ook iets wees van God wat mense herken. En iets wees wat God herken. Nie groot dade of mooi woorde nie, maar 'n stil getuienis van 'n lewe wat in Christus gevind is. Want die goeie boom word aan sy vrugte geken. En die mooiste vrugte is altyd die wat uitreik na Christus. En mag ons Koenraad se lewe vir ons hierdie herinnering wees. Dat ons ook kan vrug dra. En dat ons ook kan uitreik na Christus toe. En dat ons ook 'n nalatenskap het, soos wat in Koenraad geleef het. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat ons so kan hoor hoe U die begin en die einde is van alles, Here. Here, hoe U die een is wat help dat ons goeie vrug kan dra. Here, want sonder U kan ons dit nie doen nie. Dit is nie vir ons moontlik nie. En Here, ek vra dat U asseblief elkeen van ons sal help om, wanneer ons na Koenraad se lewe kyk en na sy gesin kyk en sy familie kyk, dat ons 'n nalatenskap sien wat U geplant het. Geloof sal sien wat oorgedra is, Here, en wat groei. Here God, ons weet hierdie is nie die einde nie. Daar is soveel meer wat vir ons as gelowiges wag. Here God, mag die begrafnis of die afsterwe, hierdie afskeid ons herinner om werklik terug te kom na U toe. Here, want 'n ewige lewe is nie moontlik buite U nie. En Here, dankie dat U Koenraad ook vir ons 'n herinnering is, dat ons kan uitreik na U toe. Here, ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan nou die geloofsbelijdenis opsê en dit is altyd soms, vra mense, ook nie altyd, maar soms vra mense my nou, hoekom die geloofsbelijdenis by 'n roudiens of 'n begrafnis? Maar liewe gemeente, dit is juist in sulke tye wat ons geloof kan bely, want dit gee vir ons hoop. Hierdie is nie net leefwoorde nie, dit is waarin ons gewortel is. Kom ons staan en dan sê ons die geloofsbelijdenis saam, en dan gaan ons bly staan vir die oorwinningslied. Dankie.
die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter aarde neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar is hy kom om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Geliefdes, ek gee nou geleentheid vir die woordeblyk en die bedankings deur Eras van Styl.
hoor oom is 'n dominee. Dominee Eras van Sail. Baie dankie. Dankie oom. Hallo, okay, ek het nou, ek also weer nog my vrou Eras, wil jy net iets kom sê en kom dankie sê. Toe ek nou iets skryf en brafies. Ek kry daar weg uit die Kaap, man, so haastig, kom hier aan teen 160 kilos. En nou weet ek nie meer wat ek wil sê nie, maar dankie vir die hulleblyk, ek sê hulleblyk sê. En dan moet ek my pa die storie vertel het, van die jakkalsjagters, wat 'n vergadering gehou hier in Redlinghuis, maar daar was 'n oom waar van 'n Aurora gekom het, en hy het daar by die lang hotnoot gestaan, hy het toe besluit wat hy nou hier gaan sê. Toe hy hier aankom, het hy vergeet wat hy wil sê. Kyk, my pa het my stories vertel in Koenraad. Maar kyk in die mense so by die jakkalsvergadering, hy sê, kom, gedagte, kom. Ek het jongens nog vanmorgen daar by Langhortmond gehad. En dis hoe ek voel vanoggend. So, ek wil iets sê, maar ek dink ek kan nie vir jou dit blyk wel. Praat ek te veel. Jy weet ek van om te praat. Voor alles ek praat oor die woord van God, maar ek klaar gepraat. Baie dankie vir die woord. Dit was fantastisch geweest. Het is ook niet echt de tijd om daarover te praten. Ons leert daar nog een tijdje voor. Baie dankie. Onder blyk aan Koenraad Hendrik Godse van Sail. My pa was baie trots op die van Sails. My pa het gesê, hulle was slim mense. Ek kan nou nie begin praat. Maar my Italiaanse maat, sy was net so groot. My pa het ons daar in die Tweede Wêreldoorlog ontmoet. En toe kom hulle hier langs in Kleinland. Sy het nie geweet hoe lyk 'n plaas. Ek kom daar in die stad uit en my ma het altyd gesê, Koenraad moes universiteit toe gegaan het. En jy weet, ek het baie met Koenraad stories vertel. Ek kom altyd gevra oor die familie. My pa was toe nie meer daar nie. Hy het vir my ook 'n hele lys gegee van ons familie die wat oorlede is, waar hulle vandaan kom. Ek het nog steeds weer afgeskryf en ek vergeet het al gesê,
dit by mekaar bring. So, wat sê ek nou? Ek weet wel dan ook. My pa het dan die reis van Aurora af, na Langfontein. Stop jy daar en sê, dis hoe lang. Ons kan ek al net so. Ek het my geskrik. En weet ek van my praat. Ok. Hier kom ons. Vandag neem ons afskeid van ons pa. Ons oupa Grootjie, broer en vriend Koenraad, Hitler, soos hy aan almal bekend gestaan het. Nou, ek het so 'n idee waar Hitler vandaan kom. Kan ek sê oor Hitler ons harte is zwaar, is seer. Maar ons weet, ons kan julle zwaar. Ons harte is seer, maar ons weet, ons kan julle nie vir ewig by ons hou nie. Dankie vir die opvoeding, dankie vir die liefde en omgee, vir ons van pa en ouma ontvang het en geleer het. Om nederig te wees, dat ons altyd ons voete op die grond moet hou en weet waar dit is waar ons moet wees. Dankie vir die mooie herinneringe en staaltjies van julle grootwordjare op die plaas. Ons het dit altyd so geniet. Ons was lekker met daai klomp van seils by die kelder te sit. En gesels. Mense, ek was so lekker gewees. Maar dit is lekker gesels. Ons glo maar, wat bly om paar daar tussen die engele sien. Ons kykies by die oude huis is verby, maar nie vergeet. Pa's plek is leeg, ons harte is hier. Ons gaan pa baie mis. Dankie ook vir die jare se skool, toe jy met Koenie goed gekry het. En die mooie en stoute tye wat julle saam gehad het. Die stuk. Een briefie aan sy kleindogter, Anna. Ek was voorreg geweest om oupa in my lewe te hê. My oupa het in vrede rus na die ongelooflike lewe hier op aarde. Dankie vir oupa se samesyn en liefde. Oupa het beide die lief en die leed van die lewe geken. En altyd seker gemaak dat ons gelukkig is. Ons pa altyd onthou. Koenraad. Ek gaan nog een staaltjie vertel. En dit is van oom Jan. Oom Jan is die oudste. Ons moet oom Jan ook erkenning gegeven. Voor ons vraag maak. Nou, ons 3 van Southies, Albert daar jongens, van Seils, ons het op die plaasskool, die eerste 3 jaar, die blikskool, dat nie meer daar sit, ons skool gegaan daar sit. En 15 kinders, allemaal by mekaar daar sit. Het is hardloop daar, vandaag, deur die sand, by die strande. Maar oom Jan het in die buitenkamer gewoon, die weet waar ek was genoem. En ek is eendag daar en ek sien op sy tafel staan 'n appel. Die eerste kry ek die lus vir die appel. Ek besluit ek gaan 'n appel eet. Ek steel oom Jan se appel. Die kant en oor. 'n appel het ons altyd moeilikheid veroorsaak, nee. En ek vat die appel en ek eet hom, maar ek gaan sit in die taaibos waar aan die bome nog staan.
En ek klim in die taaibos en dan weet ek die appels. En my ma soek my. Sy sê, "Oom Jan soek jou." Dan sit ek in die taaibos. Ek is net te bang om uit te kom. Uiteindelik kry my ma daar uit. En hier kom Oom Jan. Hier kom Jan ons Oeilie, nee. Goeie Engels gepraat vir 'n Sandveld. Hy sê, ek het nie met die woord gebruik. Hy sê, "Jou klein donder. Het jy my appel gesteel?" Ek sê, "Ja, Oom Jan." En dan spreek jy 'n woord van genade met ek, by oor my uit. Ek hoop jy het lekker gegee. Ek sal dit nooit vergeet nie. En as ek die storie van Adam en Eva gedink en ek kan Oom Jan in my appel. Hy het ook genade op my uitgespreek. Ek sê, lekker appel. Maar dis nie van self. Wonderlike mense. Goeie mense. Dierbare mense. Nou moet ek seker voor ek op praat. Die bedankingsdienst. Ek net vir jou sê aan Elsbeth, Annelien, Sarah, Koenie en Jan. Het is 'n voorreg om te wees hier vandag. Ek kuier altyd so lekker op die plaas. Gaan jy nie vir die plaas? So, het is 'n voorreg om vanaand die stap vanmiddag met julle te praat. Bedankings aan Karstens begrafnisdienste vir julle bystand en dienste gelewer. Vir almal wat kom besoek het tydens die verblyf by die huis wat ek kry, ek neem as aan die Vredenburg. Personeel van huis wat ek kry, al julle sorg, al julle liefde en al julle geduld. Tannie Belia, ek was op jou troue gewees, toe was ek so laaitjie gewees. Dit het lekker gedans daar in die Maanheid se laaste kelders. Ja, ek hou vir julle. Tannie Belia, vir al die liefde, geduld, elke happie wat Tannie hom kon gevoer het, net by hom gesit en gesels het. Siska, ook vir jou, wat al help, wat al afbly het, as pa moes hospitaal toe gaan. Dankie vir elkeen se teenwoordigheid hier vandag. Sê vir julle baie dankie, dit is lekker om hierdie mooi plek Redlinghuis te wees. Dankie aan die Redlinghuis 4L4 en Landvoeteinwijk vir julle hulp met die verversings en die skrif van teer na afloop van die berigtinge wanneer ek klaar gepraat. Dankie vir elke oproep, elke boodskap, elke drukkie. Ons waardeer dit baie opreg. Dominee Danel, ek bly nie uit om toe. Ek wil nog jou kerk ontleer. Ek wil nog jou kerk ontleer. Ons nou maar by die kerk praat. Ja, vrye kerk praat. Ek sê die kant, maar ek sal raai. Dominee Danel, baie dan weet die boodskap van vir liefde aan die familie. Ons waardeer dit baie. Jou geduld en jou bystand. Louis Blossom, vir die klank en musiek, daarachter. Skriva en koortje van die Eerste Kerk Redlinghuis. Karen Wiese vir die praat met kablomme. Jan. Dit is 'n oulike mens. Koenie. Dit is 'n oulike vrou. Janie vir jou bystand en ondersteuning in die maak van al die begrafnisbriewe. Ook dan aan jou en jou uitpak van die verversings. Baie dankie. Een mooi gebouw wat nie meer is nie. Onthou het ons by pa in die kapkar met 2 perde voor een reis van Fontein. Kerkdienst gewees. Ons 3 kinders het agter op die waar. En my ma ry Italiaanse sit voor op die kapkar. En ons kom kerk. Dis so ek vir dit is onthou. In die kerk. Baie dankie nou as jy mense hier.
gelukkig om jou te hê. Baie dankie. Baie dankie vir jou. En Dankie oom. Geliefdes, ons het die gewoonte om op 'n Sondag af te sluit met 'n sekere lied. En hierdie lied is 'n baie mooi seënbede eintlik. En ek gaan nou vir ons die seën uitspreek en dan gaan ons afsluit met hierdie lied en dan nooi die familie uit na verversings na die tyd daar agter in die hoek. Maar hierdie is Vlamlied 100, gaan dan heen. En dit is eintlik so 'n mooi lied om hier by ek wil sê 'n afskeidsdiens ook te sing. Maar geliefdes, ek gaan nou vra dat julle staan en dan spreek die seën uit en dan sing ons dit saam. Hier is 'n seën, rus op elkeen van ons. Kom in die vorm van die wete dat ons van hom gewortel kan wees. En dat ons kan vrug dra as gevolg van sy liefde, sy genade en sy hoop wat deur ons vloei. Die Here se seën rus op elkeen van ons.